Ja, is ek en Jay, dis Hemel Besem hier. Welkom by episode 5 van Doen Dit Net Liggies. Nou ja, dis 'n bietjie van 'n mengelmoes van 'n show. Sal ek sê 'n potjie kos of 'n mix grill, 'n allegaartjie. Maar Hemel Besem is die man agter die pan. Ek kyk en dan wil ek net sê, ek vergeet so nou en dan jy weet, julle is welkom om saam met my te chat, gesels rakende die show, jy weet, na afloop of voor die tyd, tydens die show, na die tyd maak saakie. Ek kan so 'n WhatsApp stuur, drop hom sommer by 0782465799, that is 078-246-5799. Vir alles jy so iets interessant het, wat jy graag wil forward, en ja, doen dit asseblief gerus. Doen dit net liggies ook. Jy moet nou nie swaar terugval nie. Jy weet, want ons raak soms swaar topics aan, maar ons doen dit liggewiggies, dit is belangrik. Nou van julle het ook al reeds vir my video's gestuur en vir my 'n paar dinge gestuur en so aan. Met tyd sal ek dit deurgee. Jy weet, afhangende van die show, werk het nou, pas het nou nie, of whatever, you know, dan sal ek dit met die res van die luisteraars deel. Nou elke week vat ons een woord en dan trap ons hom deur. Ons trap hom deur die hele show. Ek weet of julle nog destyds ook so al die komberse, veral komberse kan 'n man mos nou nie in die wasmasjiene gegooi het, hy gooi hom in die bad. Gooi jy hom vol waspoeiera of whatever, en dan met die kinders trap papa. Nou so trap ons een woordjie reg deur, tot hy lekker skoon is, as hy aan die ander kant uitkom. Ja, so ons bekyk hom van alle kante af. Nou die woord vir hierdie episode is wen, W-E-N, wen. En ek het spesiale gaste op die show vandag, in die vorm van die akteur en sanger en activist ook seker, Bouwer Bosch, en dan het ook, hy sy partner in rhyme ingetrek, dit is nou die sanger Dion Meyring, om ook 'n punt vir my duidelik te maak, want vir hulle het ek spesifieke vraag gevra, en dan ook, hy is natuurlik van Glaskas Farm, en dan ook in die program, die Springbok rugby speler, exciting fullback, hy is fullback, vanaand is hy fullback, Warwick geland, van Nysna se wêreld af, en dan, so hy gaan saam met my chat ook oor wen, dis die woord dan, en hy het gaan lekker gesels het, en dan, mense, ek wil toch by julle, vir julle die vraag vra, so ons begin met die woord wen, wil ek vra, hoekom is competisie dan so belangrik vir alles wat leef, en wat beef? Ek meen, oral in die natuur is het so, dit kom oral voor, jy weet, maar daar is vir my 'n groot verskil tussen die mens, as ek nou sê die mens, ons is nou deel van natuur, maar en die res van natuur, die mens en die res van natuur, ons is 'n bietjie anders, wanneer dit by kompetisie kom. Kom ek gee julle 'n voorbeeld, ek meen diere kompeteer vir survival, vir oorlewing. Byvoorbeeld, deel van oorlewing is om voort te plant, en vir voortplanting, in meeste gevalle, benodig jy 'n volgende persoon, 'n partner, jy weet, en ons like 'n ordentlike partner het, want jy wil seker maak dat jou gene voortleef, soos, jy weet, soos Louis C.K. een keer gesê het, more of me, dit is hoe die manne voort wil plant, dit is net more of me. Maar in natuur sal jy sien dat mannetjies, jy weet, hulle show mos af voor wyfies, of voor dames gewoonlik in die natuur. 'n Pou skiet sy pouvere uit, laat die vrou kan sien, en die mannetjies, bokke, hulle skiet kop met mekaar, tot die horings breek en kraak, whatever. Paddas byvoorbeeld, paddas maak sulke interessante geluide, en hulle noem dit mos nou mating calls, iets soos die. Of miskien soos die. Nou, dis miskien baie irriterend vir jou ore, maar vir die padda girl, vir die Froggen Girls, is dit super sexy. Dis die Brian McKnight van die bos, dis die van die oerwoud, dis die John Legend van die Laagveld, dis die Pavarotti van die Paradijs, dis die Jonathan Butler van die Boondoes, dis die Zane Adams van die ander kant. Mans sal ook dit doen, jy weet, ons het ook, ons kompeteer ook vir 'n girl byvoorbeeld, natuurlijk, ons kompeteer vir 'n klomp goed, maar net, as het by 'n girl kom, maak 'n voorbeeld, man sal miskien 'n koloontjie aansit, 'n fade inkry, hy bokbaartjie 'n bietjie trim, money in the bank, petrol in the tank,
Restaurant menu in the hand. You get what I'm saying. Julle weet toch maar waarvan ek praat, man. Maar dit wil toch voorkom asof ons nie net wil wen vir oorlewingsgesyk nie en vir defense en sulke goed. Ons wil eerste wees in alles. Jy weet, eerste wees in 'n mode, die beste in die klas, nommer 1 op die sportsveld, numero 1, eerste oor die lyn. Jy weet, dis 'n ego wat nommer 1, lyk dit my, op ons prioriteitslys is. Why, Larry, why? Why do you want to be the first? Number 1. Ja, ek weet nie regtig, maar ek onthou so 'n storie. Eendag was daar 'n prediker by ons 'n kerk in Woester gewees en dit was 'n ou van Amerika. Big Jam, the first world countries. The first world countries. And he said the following, he was very enthusiastic when he told it. And he said, God is the first and the last. He's the Alpha and the Omega and everything in the middle. Soldaatjies, aandag. In Jesus se naam, voorwaarts mars. Ons is 'n weermag wat deur die land marcheer. Jesus is ons koning en ek sal ons keer. Ons vyand is die duiwel en hy is nou verslaan. Want ons wen hom in Jesus se naam. Ja, ons is meer as oorwinnaars in Jesus se naam. Maats, kom ons wen Suid-Afrika vir Jesus. Christus soldate, voorwaarts mars.
amper alle religie of religion of geloofsoortuiging, net soos hy woord sê, oortuiging, hy wil jou oortuig, politiek, jy kan maar watse ding noem waar ons osself, wat 'n baan baie ouens in hulle vind, net hy woord self baan, dit beteken ek wil vorentoe gaan, ek wil vooruitkom, my voorste punt wil ek eers te bereik, die idee, die prinsip, is tog maar om mense te win of oor te wen of te oorwin. En jy kan maar na watter kant toe gaan in die geskiedenis, dit lê ryf met wen as die mikpunt. Kyk maar na die Crusades, dis mos nou 'n goeie voorbeeld van daai tyd, die toekasse tye. By the way, toe ek eerste keer die woord crusade hoor, toe dink ek, hulle sê seker crusade, is 'n tipe van 'n haarproduk vir colours. Maar dit was eintlik rof, mense, jy het basies twee options gehad daai tyd. Jy's as 'n crusader aan na jou kant toe kom, né? Miskien vandag self met Ospanne so super rugby gespeel het. Ek sê nou toe ons super rugby gespeel het, want mense weet maar nou nie of ons nog gaan speel nie. Maar as 'n crusader voor jou kom, het jy ook twee options. Jy moet die ding tackle of hy druk, you know. Nou daai het ook, jy tackle uit maar die ou in 'n debate of iets of you know, hy gaan druk, hy druk 'n swaar deur jou. So die twee options wat jy gehad het daai tyd. Ek weet ons lag nou oor die goed, maar daai tyd was dit bekeer of beheaded, of the Lord or the sword. En ek meen, hoe goed sente daai, of die idee, hoe good dit mag gewees het, like, die idee van het, vir die Crusaders en daai tyd, die uitwerking daarvan, is nie so goed. Dit is eintlik nie 'n nice ding om, as jy nou terug in hindsight nie. Soveel so, ek meen vandag, dat die Crusaders rugby span van Nieu-Seeland, hulle oorweeg nou, jy weet, om hulle naam te verander. En is nie net Christen geloof nie, ek is geloof in die verband, polities in die verband, ek noem dit nou sommer net so uit my kop uit, ek meen, Muslim warriors van daai tyd dieselfde, het met swaard mense oortuig, hulle moes convert, en so kan jy aangaan, Arab, Indiane, die Amerikaanse Indiane, Mongolians, die Celtic ouens daar, so die Viking ouens, Sparta, Romans, die Greeks, jy kan maar gaan na watter kant toe. In die naam van geloof was, byvoorbeeld, was die geloof minder geloof as die wenner self, né? Die wenners was geloof, daar sien jy nou, hy is op die geld, hy het gekonker aan sy op die geld, op die schild. Die helde word geloof, die wenners in die stryd, the conquerors. Now, like Napoleon, I will divide and conquer. Das wordt mijn lang voor jou, wordt mijn lang voor jou. Das wordt mijn lang voor jou, in Jesus' naam. If you are Bulboka, let me tell you that I'm a dopey conqueror, conqueror. Come on, you prove now that this statement is a revelation from God. The Holy Ghost inspired Matthew to write it down. Then it is proving that Jesus is if I was a Jew, I'll never accept Jesus. As a Muslim, I believe in Jesus as the Messiah, one of the mightiest messengers, as a Muslim. But as a Jew, I said, look, this man was put to the test and he failed again and again, he's failing. According to the test that he himself lays on himself, he is a failure, he is an imposter. And as an imposter, we killed him, I would have said. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. What is he doing now? He is writing down. Alone. This is Mongol against Mongol, and only one can win. You best pray that it is our side. For if we lose, Camberlack will be burned to the ground, and we will be made into kindling. Men of Kharkov! It is over! This fight between Mongols is done! We stand together now! We ride together!
Every corner of the land beneath this blue sky is ours for the taking. Go back to Karakoram. Prepare for war. As soon we ride toward the south. In the year of our Lord, 1314, patriots of Scotland, starving and outnumbered, charged the fields of Bannockburn. They fought like warrior poets. They fought like Scotsmen, and won their freedom. Nearly all religions were brought to people and imposed on people by conquerors and used as the framework to control their mind. My main point here is that if you are the child of God and God is a part of you, then in your imagination, God's supposed to look like you. And when you accept a picture of the deity assigned to you by another people, you become the spiritual prisoners of that other people. We have to overcome. Ons is obsessed met wen. Ons raak even opgewen as dit kom by wen. We wanna be Simply the best. En as jy nie weet wat bedoel ek met the best nie, Better than all the rest. en met all the rest bedoel ek, Better than anyone. en met anyone bedoel ek, ja, mense. Nou, ek het al gehoor die quote waar iemand sê, quitters never win and winners never quit. Maar ek het ook al gehoor, spitters are quitters. Ek het al gehoor, omring jou met die beste, dan word jy die beste. Ja, nou in die natuur het ek al, het elke living organism of 'n dier het mos 'n way om te attack natuurlik, en sekerlik ook 'n way om te defend. Dis mos nou die law of the jungle, to conquer that area, the fastest gang alive, om te kan wen, om te kan survive. En nou die dag te vra ek vir my vrou Claudia, maar wat van skilpaaie, weet, as jy nou 'n skilpad, die skilpad optel, of hom iets wil doen aan hom, wat kan hy doen? Hy kruip net in sy dop, letterlik. Maar hoe attack hy, of hoe defend hy, wanneer dit nodig is? Want ek weet, 'n skilpad, hy kyk jou net aan, en ek weet, het lyk letterlik soos 'n ou oom met niks tande in die, sien nie? Wat toe sê, 'n skilpad kan wel niks doen nie, maar hy kan jou stip in die oë kyk, en jou laat wonder waarmee jy besig is. Hy koos hy internal conflict. Gepraat van oorwinninge van dinge hier binne. Die movie Fifth Element, dit gaan ons, ek weet nie of julle kan onthou nie, wat sy naam, Bruce Willis het daar gespeel, Mila Jovovich, sy het ek daar gespeel, dat is 'n amazing ding, man, dit is 'n amazing film. Gary Oldman speel ook daarin, en het gaan oor hierdie dame wat uit space uitkom, of hierdie stuk ding, element wat uit die space uitkom, wat dan uiteindelik die aarde, toe iets die aarde wil attack van buitekant af, die force of darkness of so aan, toe is dit hierdie ding, wat dan toe 'n dame was, wat die aarde geprotect het en gedefend het teen dit, wat gekonker het in die einde van die dag. Jy hoor nooit wie en wat die ding is nie, jy kan jou eie afleiding maak, afhangend van jou eie beginsels, maar ek het toe die film gekoop, en terwyl hulle gesels in die weet, die goed wat nou, die special features, en toe breek die skrywers eintlik oop, ek dink is die Coen Brothers, ek nou nie seker nie, toe breek hulle oop om verduidelik dat hierdie element is eintlik liefde, wat dan nou in 'n persoonsvorm afkom, en wat eintlik sê dat liefde is die ding wat die aarde sal protect, en liefde is die ding wat uiteindelik sal wen. Nou, ek het vir Bouwer Bosch saam met my, en hy was ook sekerlik geïnspireer deur Rob Bell se boek, net soos ek, Love Wins, en daai boek het hom in elk geval in al wat 'n spervuur is laat beland. Maar Bouwer, jy het 'n stapie verder gevat, daai inspirasie, en jy het 'n hele beweging begin met die naam van Liefde Wen, met merchandise, klere en alles, en wat ook fisies uitgaan en dinge doen na buite in die gemeenskap in Suid-Afrika. Ek wil vir jou vra, hoekom glo jy in die konsep liefde wen? Die rede hoekom ek glo in die konsep van liefde wen is
omdat dit is net te maklik om te haat, dit is te maklik om op te gee, dit is te maklik om nie te glo in die underdogs nie, dit is te maklik om te glo daar is nie hoop nie, en alhoewel ek die stikkendste en ek is die stikkendste mens van almal, en ek het baie foute, en ek maak ook seer, en ek kry ook seer, het liefde wen niks te doen met om perfect te wees nie, en dit het niks te doen met romantiese liefde ook nie, dit het te doen met om liefde te kies wanneer die wêreld nie liefde kies nie, wanneer die wêreld klippe gooi, om die klippe te gebruik om iets te bou daarmee, en dis maar iets waaraan ek sterk glo, en dit is gegrond in menslikheid, en want ons as mense is gecompliseerd, ons het foute, ons maak seer, ons doen goed, ons doen kwaad, en dis maar net die storie van die mens wees, en ek is 'n groot volger van Jesus en hoe hy gelewe het, en sy disippels was ook maar so, dis 'n klomp gebroke stukkende mense wat net die wêreld wil verander het, en dis waar liefde wen in 'n mate vandaan kom, is om te deel, om iets te deel wat in ons almal is, maak nie saak jou veldleer, maak nie saak jou seksuele oriëntering, maak nie saak jou godsdiens waarin jy glo nie, geloofsoortuiging, maak nie saak nie, almal kan liefde gee en liefde ervaar en liefde ontvang, en dit is ook om ek in liefde wen glo. Jy en, voor ek nog vir jou gaan vra oor waar mense julle merch en goede kan kry, want het is toch interessant om, en het is nice goed wat julle in elk geval verkoop, wil ek toch vra, jy en Dion is eintlik 'n duo, Dance Lisa, ek weet of julle self steeds operate nie, maar as Dance Lisa het julle album uitgebring en daar's 'n song op, en dit kom nou net in my kop in, daar's 'n song op koerantopskrifte, en in die deel is dit waar julle bietjie, julle sing as 'n lyn wat sê, ons gaan wen of iets soos dit, en dan gaan die lyn verder hier te sê, maar partykeer is dit beter om te verloor, want dan kry 'n mens kans om te rus. Wat sou julle sê, wat bedoel julle met 'n lyn soos daai? Ek is amper doodseker is Dion se lyn. Ek het nou vir hom gevra, so maybe kan hy daai antwoord. Okay, so Dion, verduidelik gou net vir my, wat beteken daai lyn? Hallo, is Dion Meyering hier so. Daai reeltjie wat sê, partykeer is dit beter om eerder te verloor, want dan kan jy ten minste rus. Het ek geskryf, ek dink waarskynlik in 'n tyd toe ek gevoel het, ek verloor baie dinge. As ek reg onthou, ag ja, dis maar net 'n tyd waarop baie verandering in my lewe was, en vir daai rede is dit hoekom ek deesdae ook baie aan dit dink. Met al die veranderinge en die malligheid wat in die wêreld aan die gang is, veral met hierdie pandemie in gedagte, is daar definitief baie dinge wat baie mense verloor deesdae. Maar snaaks genoeg, partykeer is van die goed wat mense verloor, nie noodwendig alles nie, maar sommige van die goed wat mense verloor, is partykeer goeders waarsonder jy eintlik beter af is, en dit help jou dan om liewer rus te vind, eerder as om net altyd nog 'n ding na te jaag, Ek vang myself baie keer uit dat ek dit doen, ek jaag net van die een ding na die volgende ding toe, en dan vergeet ek dat dit net so belangrik is om baie keer net te rus, eerder as om nog 'n ding te kry, of nog iets te kry. So ja, dis waar dit vandaan kom. Okay, so Bouwer, sê gou vir ons, waar kry mense net jou merch? Ek sal mense moet draai gaan maak daar. Dit is lekker om sulke goed te draai, en dit is ook amazing om sulke positiewe boodskappe op mense klere te kan dra. So ja, waar kry mense die Liefde Wen merch? Liefde Wen items kan gekry word op ons webtuiste by www.liefdewen.co.za. Hierdie volgende 2 maande werk ons saam met Door of Hope, wat 'n ongelooflike organisasie is wat na hawelose babas kyk wat opgegee word deur hulle mammas onder baie hartseer omstandighede, en Door of Hope kyk na hierdie kinders en hulle doen ongelooflike werk. So hierdie 2 maande gaan groot deel van ons winste gaan aan hulle om hulle te help deur hierdie lockdown en hierdie winter, om net 'n klein verskil te maak in daai klein lyfies se lewens. Daar's 'n optog in my hart, kompleet met plakkate en vreemde maniere vir die mense om gevoelens uit te druk. Daar's koerantopskrifte en heilige gedigte wat die mense aanhaal, spesiaal vir hulle eie gewin. Ek het 'n gevoel ons gaan dalk wen, met ons
wenresep vir doelbewuste mislukking. Partykeer is dit beter om eerder te verloor, want dan kan jy ten minste rus. Daar's 'n tweestryd in my hart, kompleet met swaarde en lewens op die spel, en ek wens partykeer niemand hoef te wen nie. Die geveg is gewoonlik duurder as die eerste prys, en niemand kan dit keer nie. Ek weet nie hoekom is ek so buite beheer nie. Ek het 'n gevoel ons gaan dalk wen. Ons gaan dalk wen. Met ons wenresep vir doelbewuste mislukking. Partykeer is dit beter om eerder te verloor, want dan kan jy ten minste rus. Koerantopskrifte, heilige gedigte, koerantopskrifte, mense met plakate, koerantopskrifte, daar's 'n optog, koerantopskrifte, twee gevegte, koerantopskrifte, kompleet met swaarde, koerantopskrifte, lewens op die spel, koerantopskrifte, buite my beheer. Ek het 'n gevoel ons gaan dalk wen. Met ons wenresep vir doelbewuste mislukking. Partykeer is dit beter om eerder te verloor, want dan kan jy ten minste rus. Partykeer is dit beter om eerder te verloor, want dan kan jy ten minste rus. But my kids, you know, they're living in the world, and there's a lot of religion in the world, so you do have to teach your kids, if you're not raising them religiously, you do have to teach them about religion, you know? I always tell my kids the same thing. I tell them that there are many religions in the world, and they're all equal, but the Christians are the main one. That's what I tell them. The Christians won, they're the winners, so act accordingly. Congratulate Christians when you meet them, because they won the world. And it's true. It's true. We love to tell ourselves, like, every religion is exactly... No, they're not. The Christians won everything a long time ago. If you don't believe me, let me ask you a question. What year is it? I mean, come on. What year is it according to the entire human race? And why? What year is it? Anybody, sir, just yell out the year. Thank you. 2016. No, it's 20. That's right. It's 2017. What is that? That's a number. It's not just any number. It must be a very important number, because we're counting to it in unison as a species. For thousands of years, we've been going 1, 2, 3. Come on, everybody. 4. And now, come on, Africa. 5, 6. Ja mense, wen is die woord. In hierdie episode van Doen Dit Net Liggies. Nou as jy wil saamgesels, kontak my op WhatsApp 078-246-5799 0782465799. Jy kan sommer interessanthede vir my stuur en ek sal kyk of ek kan inwerk in die program. Ek hou van goedjies by mekaar maak, soos hierdie puzzle. Doen Dit Net Liggies is 'n puzzle, maar moet dit nie te swaar vat nie, moet nie swaar terugval nie. Ons deel met die goeie soos dit kom en ek probeer dit organies bou en dit is dan vir my lekker om dit so te kan doen. Nou, natuurlik moet 'n mens ook goed oorkom. As ek sê die woord van vanaand is mos om nou wen. So ons moet ook goed oorwin of so siekte byvoorbeeld. En mense benodig hy dryf om deur te druk in moeilike omstandighede. You know, but ek dink dit lê by beating yourself. En ek bedoel nou nie in daai way nie. Ek bedoel ook nie beating yourself up nie. Beat your own body.
soos die apostel Paulus aan die dag gesê het. Ek moet seker ook aan sê dat, jy weet, baie eksterne kere, of baie dinge kom soms vanuit 'n eksterne plek af, en dit kom om na jou toe, om jou te kom konke waar jy is, om jou te kom wen, om jou te oorwin, jy weet, en vanuit daai posisie uit, dan raak ons mos defensive, dit is mos hoe dit is, jy weet, jy gaan fight om 'n beter lewe te kan kry, om uiteinde van die dag ook daar top te kom, top is mos waar ons wil wees, gesondheid, al hierdie klas dinge, so, maar is maar net, dat terwyl ons onsself in hy posisie en kry van defensive raak, en om die hele tyd te defend, en ook te fight, dan lyk dit vir my, kom ons weer in hy sirkel raak weer volledig, waar ons maar net weer by die punt kom, waar ons sê, we in it to win it. Nou, as jy iets great soek, moet jy my uitsoek hier op Facebook. Hier op Facebook. Hier op Facebook, ja. Nou as jy daai luitoon hoor, dan moet jy weet, ek gaan gou op Facebook gaan krap en kyk of hier iets is wat mense sê op hulle statuses en so aan, wat ten minste infit in ons woord van die dag. Die woord op hierdie episode is natuurlik wen. Kom ons gaan check hierso. Op Facebook, hier is iets. Jane JC Prince, sy die iets geforward van Godsatsu RMX Webster. En sy sê, ek weet nie wie moet dit hoor nie, maar dis waar. En wat die Godsatsu gesê het, is a graduation gown is more attractive than lingerie. Het jy daai? A graduation gown is more attractive than lingerie. Okay, eens kyk nog hierso. Jou Burke dra 'n jean van R700 vir bene wat nie eers kan staan vir jou nie. Jean Petty. Jou Burke dra jean van R700 wat nie kan staan vir jou. Ja, ons wil ons nog net on top lyk. Ons lyk on top. Hier is ene, stryery. Ons wil 'n stry wen. Violin Moodley. Ek sê nou maar, ek hoop ek sê reg. Violin Moodley sê, all I want is a mother-in-law who will take my part when her daughter and I fight. Ja, die goed soek 'n man so. Okay, hier is enetjie, wat ek dinge gaan lees, hy is bietjie lank, maar ek dink is 'n belangrike een, juis in terme van hy oorwinning. Clayton Evan Fortuin het die volgende geskrywe. Ek is Clayton Fortuin. Ek het in 2006 matrikuleer by Weltevrede Sekondêr, hoofseun van 2006, voorbeeldig en altyd agter mekaar seun. Tydens 'n rugbesering in my matriekjaar kon ek nie in klasse sit nie en fisies in aanraking kom met ander leerders nie, sou ek dan kon ek verlam wees. Okay. Die dokters het vermoed, okay, dit is 'n rugbesering dan, okay. Die dokters het vermoed dis kanker en ek moes in my matriekjaar hierdie battle fight, want ek wou baie graag met 'n A-simbool slaag. Ek was in die hospitaal opgeneem, die spesialis het oorsee gevlieg om oorseese dokters se opinies te kry, want hy sê dis skaars dat sulke gevalle voorkom. 2 van my rugwervels was weg. Sjoe, daar was alles soort toets gedoen op my, en na 2 weke in die hospitaal moes die 18-jarige seun bidden bly en glo. Die uitslae het gekom en dit was TB in my rugmurg wat my wervels verbrokkel het. Sjoe, die medikasie het my slaperig gemaak, so wanneer ons eksamen skryf moes ek ekstra insit, want ek het langs my boeke aan die slaap geraak as gevolg van die medikasie. Ek het een ding van die Here gevra en dis deursettingsvermoë en krag. Ek het my matriekjaar verskriklik moeilik gehad, waar my ouers geskei het ook van mekaar, maar hierdie sterk seun het nie toegelaat dat dit hom onderkry nie. Ek het intussen aansoek gedoen vir medies, vloot, regte, medies en was vir alle kursusse aanvaar, selfs in die weermag, maar ek kon nie gaan nie, as gevolg van my rug. Ek het in 2007 die naaste instituut gekies, want ek wou leer. Ek het Boland College toe gegaan, waar ek menslike hulpbronne begin studeer het. Ek het eerste gestaan van al die studente, omdat ek 'n harde werker was. In 2008 was nie 'n goeie jaar nie. Ek het toe verval in dwelms, en tussen hakkies sê tik.
Ek het honderde mense se vertroue in my laat verloor, ek het myself verloor en dit was 'n battle wat ek ook moes fight. Ek het ophou studeer en was by die huis in 2008, die druggie. Ek het in 2009 by Pick n Pay Wellington begin werk en was nog altyd op dwelms. Dit was 'n laagte tyd in my lewe en ek het gehinker na verlossing. Een Saterdagoggend, heel nag niks geslaapie, rond op die paaie, gaan ek na my ma en sê haar dat ek op dwelms is en dat ek dit nie meer wil gebruik nie. Dit het Sondag geraak en die gevoel was weg. Ek het gebid en die Here het my verlos. Ek het in 2010 begin met onderwys by CPUT en my eerste jaar was nie maklik nie. Ek het toegelaat dat baie dinge in my pad kom en omstandighede my onderkry, maar die genade van die Here het my gedra. Ek het in 2010 amper al my vakke gedryf, maar ek het nie moed opgegee nie. En so het ek aangegaan en in 2014, toe my medestudente gradueer, het ek gevoel ek is in 'n laagte. Mense het begin praat van my en gesê ek mors my ma se geld, maar ek moes deurdruk. 7 jaar het dit my gevat om 'n 4 jaar kursus te voltooi, maar die dag op 14 Desember 2017, toe ek my swart pak aan het en op daardie verhoog stap, toe sê die stem van die Here, dit is volmaak. Vandag sit ek met 'n onderwysgraad, onderwyser met groot liefde vir skoolkinders en 'n passie vir my professie en roeping. Ek is op pad om my volgende graad te voltooi. My bemoediging vandag aan alle jong manne en vroue daar buite, Don't fear of losing, ek lees net soos die staan mense, don't fear of losing, but rather fear of regretting. Vandag wil elkeen bemoedig dat al val jy hoeveel keer staan op en gaan voort. Dit is soms pynlik en swaar, maar jou drome behoort aan jou en net jy kan dit laat verwesenlik. En dan gaan hy verder deur te sê, moenie dat een fout veroorsaak dat jy nie daarbo sal uitkom nie. Jy is die kop en nie die stert nie. Jy is gemaak vir die hoogtes, ken geen perke wanneer dit kom by jou suksesse nie. As jy misluk het in die lewe, gebruik dit as 'n stepping stone, trap daarop en beweeg al hoe hoër. En ek skiep hier 'n paar goed. Take into possession the ground that you walk on and let people know that you came to win. Now everybody has got their own story to tell. I'm sure when you do it well. I can't tell yours, you can't tell mine. Open up yourself and see what you find. Now I'm gonna tell you my story, and it's a winner story, and I know it's true. I hope you can say the same for you. Listen what I say and say. Hey, hey, I'm a winner. Ho, ho, I'm a winner. Hey, hey, I'm a winner. Ho, ho, I'm a winner. Everyone was born with the will to survive. Everyone has the right to life long as you're alive. Will what you will and don't say you can. Go and get your fill, Father loves you still, and you're doing the right thing. Say I'm a winner, whether pawn or a king. Say I'm a winner, whether maid or a queen. Say I'm a winner, and as funny as it seems, I'm a winner. Hey, hey, I'm a winner. Ho, ho, I'm a winner. Hey, hey, I'm a winner. Ho, ho, I'm a winner. Good feeling brings good thinking. Good thinking brings good feeling. Keep doing the good like you know that you should. Well, you know what you feel and you know it's real, and you're doing the right thing. Say I'm a winner, whether pawn or a king. Say I'm a winner, whether maid or a queen. Say I'm a winner, and funny as it seems, I'm a winner. Love is all we need. Love is all we need. Love is all to succeed. Love is what we got, and we got a lot. Love is all it needs. And you're doing the right thing. Say I'm a winner, whether pawn or a king. Say I'm a winner, and that's funny as it seems. I'm a winner. This is no dream. I'm a winner. Now good things comes to those who wait, but if you keep waiting, you might be too late. But don't be in a hurry and don't be slow. Just make the right step and you won't regret. Now we've been down and we've been out. We've been pushed around, we've been kicked about. But every time they do it
swift, and battle is not for the strong, but who can endure it to the end? This is a lesson for you, my friend. Hey, hey, I'm a winner. I'm a winner. And that's funny as it seems. I'm a winner. This is no dream. I'm a winner. Hey, hey, I'm a winner. I am a winner. I'm a winner. Weet jy dat ons altyd so sing, I'll be a winner. Dink ek moet net nie sê I'll be a winner nie. Doen dit liggies, saam met helemaal besem. Ons gaan so waar ook nee vanaand, maar ons hou dam lig ook nee. I'll be a winner. Ons wil vir die wenspan speel. Dit is tog belangrik vir ons mense om te wen, om te oorwin, oorkom, al hierdie goed. Nou vir sportsmanne is oorwinning natuurlik alles, selfs al verlore ou. En ek meen, jy verloor meer as wat jy wen. Die idee is dan om daaruit te leer, sodat jy uiteindelik kan wen. Nee? Dit is maar so waarvoor 'n man sport doen. En rugby is groot in Suidelike Halfrond en spesifiek in Suid-Afrika ook. En die wêreldbeker is die ultimate goal vir 'n rugby speler, of 'n toeskouer of 'n ondersteuner of wat jy jouself ook al wil noem. Nou ons Springbokke, as jy 'n Suid-Afrikaanse ondersteuner is wat rugby aan betref, ons het mooi gemaak. Hulle het mooi gemaak. Daarso, nee, ons sien ons vereenselwig ons sommer met daai naam daar. Ek is deel van die span. Deur die wêreldbeker 2019 vir ons huis toe te bring. En ek gesels dan nou met een van die rugbyspelers, een van die rugbyspelers wat dan ook een van die helde was van hierdie groot en mooi geleentheid, en is niemand anders as Nysna se Warwick geland nie. Nou Warwick, kom ons begin sommer by, ek gooi sommer eers in die diepkant in, want wen het 'n ander sy en is verloor. Wat sou jy sê was die grootste verloor op 'n persoonlike vlak vir jou gewees? Ek dink die eerste verloor wat die lewe my al mee gepoek het, is definitief my ouma se afsterwing einde 2018. Ek dink dit was een van die grootste verlore in my lewe wat my half bietjie gekniehalter het. Want ek dink dit is net in 'n jaar voor ek weet wêreldbeker in die grootste toernooi moontlik kon gespeel het en om haar nie daar te gehad het, dink ek was baie moeilik vir my of met die opbouendheid tot die toernooi, dink ek dit was vir my die moeilikste ding. Okay. En wat sou jy sê is die eerste verloor op 'n sportveld? Die grootste verloor in sport vir my was definitief onder 2014 ons verloor teen Engeland met 1 punt. Ek dink dit was nogals groot en ek dink die hele toernooi was ons so goed geweest. Ons was half, ek dink ons het half ons self bietjie gekniehalter en dit ek dink ons het klaar gedink dat ons dit sou wen omdat ons so goed gespeel het in Nieu-Seeland, 2 keer gewen het in Nieu-Seeland. Ek dink toe het Engeland ons net heel onverwags gevang en jy weet met kreitmanne soos Mario Itoje en hulle span wat hulle kaptein was, sodat ek dink hulle ons net een voorhand en hulle het die belangrike game op die einde van die dag gewen. En wat sou jy sê is die lekkerste wen wat jy nou al ge-enjoy het op 'n sportveld? Die grootste lekkerste wen, dink ek het 'n paar die Burger finaalfout in Nikwa 2012. Is as skole wen, die toernooi gewen. Is aan 18/7's Youth Olympics gewen. My eerste 2 toernooie op die 7's circuit het ons gewen in Dubai en PE. Nieu-Seeland onder 20 en dan ja, ek dink dit is my lekkerste wenne wat ek al gehad het. As jy moet vinnig net al met jy thumbsuck of so aan, wat sê jy sê moes jy als oorkom of oorwin om te kom waar jy nou is? Ja, so baie wat ek moes oorkom. Ek dink die grootste ding is maar omstandighede. Ek dink as 'n mens groot word
as mens al vasgevang in wat jy hoor en wat jy sien en dit word 'n realiteit. Ek dink die grootste goed wat 'n mens moes oorkom is net om my chains te breek, as ek dit so kan sê. Dit is maar vir my die ultimate. Ek dink om my uit die omstandighede uit te breek en dan dit alles te oorkom waar jy ook, jy weet, op die veld moes hard kompeteer teen ouens in jou posisie. Dink ek die grootste ding is maar net om jou omstandighede te wen en altyd een stap voor dit te wees. Ja. Nou jy is deel van die van 'n suksesvolle wêreldbekerspan rugby natuurlik Springbokke. Wat beteken dit vir jou, jou familie, asook jou breë gemeenskap? Is om deel te kon gewees het van die wêreldbekerspan. Ek dink dit is die ultimate. Ek dink wat dit beteken vir my en my familie en my gemeenskap is weer eens soos wat ek kan beklemtoon is. As ek jou vertel hoe moeilik ons omstandighede is vir die mense in my gemeenskap. Is dit net spesiaal om te kan sien dat, jy weet, dat hulle kan sê, dit is 'n stukkie van ons wat daar gewees het en deel gewees het van die wêreldbeker. Ek dink dit is net spesiaal dat ek hulle kon verteenwoordig het by die wêreldbeker en so baie soos wat hulle my gesien het as deel van hulle, het ek uitgegaan en geweet dat hulle is deel van my en is net lekker om my te kon geweet het en net weet dat ons ook het kan maak uit ons klein gemeenskap uit, man. Ek dink die Suid-Kaap is vir my so 'n spesiale plek en vir my was dit ek verteenwoordig meer as net Hondi, meer as net Nysna. Ek het op George School gegaan, so die hele Suid-Kaap was al wie ek verteenwoordig het, so. Ek dink dit was net spesiaal, man, so ek sê, so vir ons om my omstandighede te breek, uit waaruit ons kom en dan by 'n wêreldbeker te speel en deel te kon wees van 'n wêreldbeker span, dink ek is net spesiaal, man, en is net goed om te kan weet dat hulle na my kan kyk en sê dat, jy weet, en hopelik kan ek vir die jonger mense kan sê dat ek net die eerste een wees van vele meer wat nog gaan kom. Ja, nou kyk, dit maak my baie hartseer om die volgende vraag vir jou te vra, want jy weet ek is 'n baie groot Blue Bull en 'n groot Warwick geland ondersteuner ook. Maar nou ja, jy is nou by WP. Jy is nou daar as speler, jy het nou lekker ingesettel en alles. Wat is jou drome as 'n nuwe WP-speler en as 'n rugby-speler nou in geheel, veral nou nadat jy klaar die wêreldbeker gewen het, jy was deel van 'n groep alles, maar jy is nog jonk. So hoe lyk die toekoms vir jou nou wat rugby aanbetref? Die grootste drome as 'n WP-speler is net nommer 1 dit is waar ek as 'n kind toe ek myself gedroom het, wou ek graag hier altyd gespeel het. So is vir my die belangrikste om hier te kan kom, om seker te maak dat ek is on top of my game, seker maak ek is in peak kondisies, jy weet, geestelik, fisies, en ook my mentaliteit. Ek dink dit is baie belangrik om goed gebalanseerd aan te kom, en dan my droom is natuurlik net om net nog meer hoogtes te bereik, om my game na die volgende vlak toe te neem, om te kan weet dat waar ek nou is net een groot basis wat ek vir myself gebou het. Ek dink daar is nog 'n paar trappies wat ek kan speel. Ek dink ek is nog by verre onder my potensiaal en as goed om te weet dat 'n mens nooit volle potensiaal sal bereik nie, maar as ook kryd om te kan weet dat ek altyd kan jaag. En dit is my grootste droom om hier WP te kom, is net om vir toe ek WP geskree het as 'n jong laaitie, is dit vir my net kryd om ook 'n jersey te kan dra wat hy manne gedra het, en dan vir my hopelik iemand wat nou vir my skree wat jonk en klein is, net ook ek net die jersey vir hom in 'n beter plek kan los en hy kan kom en die jersey verder vat. Ek dink WP in Nieuweland so special in 'n klub. Ek dink is net spesiaal vir my om deel te kan wees van dit en natuurlik ook my stempel kan afdruk en my skills kom beklemtoon. Winner take all. Winner take all. Winner take all. Winner take all. I'm playing a game called a winner take all. Your kiss is the bet. Your kiss is bet. My heart is the stake. My heart's the stake. And love is the gamble. Oh, I'm willing to take. Oh, maybe I'll win. Maybe I'll win. And maybe I'll lose. Maybe
this is the chance this fool can't refuse. So spin the wheel around and round and round and let the chips begin to fall. Winner take all. Winner take all. Maybe I'll win and maybe I'll lose, but this is the chance this fool can't refuse. So spin the wheel around and round and round and let the chips begin to fall. Winner take all. Winner take all. The winner take all. Doen dit liggies met Hemelbesem. Ja, maar nie so hard terugval nie. Onthou as jy die show mis of 'n bietjie laat ingeskakel het, ek lei dit direk nadat dit klaar uitgesaai is op YouTube. So jy kan gaan check op my social media, Hemelbesem. Check dit daar, ek sal die links en goeders gee, maar jy kan ook op my kanaal, my YouTube kanaal daar so check. En dan jy is ook welkom mense om met my te chat oor my opinies en my gedagtes wat ek deurgee in die show. Soos ek sê, ek sit dit organies by mekaar. Ek probeer nie jy weet jy weet dit heeltemal deur dink ek gaan net aan met dit. So kontak met my of maak kontak aan my WhatsApp 078-246-5799. Ja, 078-246-5799. Doen het. The winner takes all. Dit was gesing deur The Platters. Nou, ek wonder of mense ook so great moet wees as jy so voor Platters ook staan by 'n party. Of as jy 'n wenner is, nou 'n great winner, dat jy ook als moet vat. Eet als, wen als. Eerste by die bak, laaste by die werk. Is dit dan nie in die heilige boeke wat ons gewaarsku word dat die eerste is? Wie eerste is, sal laaste weesie. Jy weet, daar was 'n perd wat ek baie van gehou het as 'n kind, as ek met my pa nou na die perde-races toe gegaan het, en hy nou die perdjie speel. Jy weet, wetgewing was toe anders. Nou, hy perd se naam was Flaming Rock. Nou sy ruiter, sy jockey was Carl Nisius. Ek weet nie kom ek het onthou nie, maar hy het 'n manier gehad wat ons baie frustreer het, die jockey nou, as toeskouers. As hy op Flaming Rock gery het, of veral as jy nou op Flaming Rock gebet het, né? Sy manier was, hy sou die perd so terughou vir 'n lang rit van hy races, en dan met die laaste end, dan sal hy hom nou aanpoor om aan so van agteraf te kom, en dan wen hy dit, Het was mooi om te sien, maar het was seer nie tergend vir 'n kyker, jy weet, amper soos Usain Bolt took in a way. Ek meen, hy gooi mos altyd so stadig uit die blok uit, maar dan kom wen hy aan die einde maklik. Ek weet nie hoe ek dit nou noem nie, maar het was seker net mooi. Maar toe Wade van Niekerk, jy weet, in ons tyd so vroeg in die oggend hy reis gewen het, hy reis en die wêreld en die Olimpiese rekord gebreek het. En hy so, ek weet nie of julle kan onthou nie, maar hy het so na die wenpaal, toe lyk hy sak in mekaar so bietjie. Nou, ek het gevoel, ek verstaan die. Dis asof hy die hele gewig gedra van so baie mense vir wie hy verteenwoordig. Jy weet, Suid-Afrikaners natuurlik, mans, mense, sy ouderdomsgroep, wat ook al, maar ook sy rasgroep, né? En uiteindelik het ek hom sommer gedoop as Wade van Niekerk. Nee, hy draai gewig. Uiteindelik, mense, kry 'n mens 'n spansport, jy weet waar die span verantwoordelik is vir die wen, en dan ook waar 'n individu mos nou verantwoordelik is vir 'n wen. So, miskien moet ons die wenpaal so bepaal, of die need om te wen so bepaal. Is hierdie 'n wen vir ons, of is hierdie 'n wen vir my? Tot volgende week, doen dit net liggies met Hemelbesem. The conquering lion shall break every chain. The conquering lion shall break every chain. Give him the victory.
and again and again and again. Give him the victory. Oh, the conquering lion shall break every chain. The conquering lion shall break every chain. Give him victory again and again and again and again and again and again. Give us some victory. Yeah. Oh, yeah. Oh, conquering lion. You know the drums roll. She'll break every chain.